Welkom hier by Rugby News op ons Afrikaanse kanaal Raak wat Rugby en terwyl ek oor praat, maak asseblief seker jy gaan druk op subscribe knoppie dat ons 1000 subscribers kan slaan. Dis ons doelwit, ons doelmissie en strewe. Vir April maand kom help ons daarmee. So my groot voorreg om vandag weer vir Jan de Koning hier by ons te verwelkom, die redakteur van Rugby 365, man met sy oor op die grond en dis ook om altyd op sy knoppie druk om te gesels. Welkom terug Jan. Baie dankie MB en dit is 'n groot voorreg om weer met jou te gesels. Ek en jy het nou dag lekker ontbyt geëet daar in die Kaap op my Kaap ekskursie. Dit was vir my lekker geweest. Ek het baie dinge geleer daar by jou en vandag gaan ek 'n bietjie tap met daai bron van inligting, fontein van wysheid wat jy het. So, kom ons begin by die Springbokke wat nou laasweek daai groot transaksie aangekondig het. Toe MTN nou laas maandag of laas Dinsdag aankondig, hulle gaan nou nie meer die Springbokke borg het almal gedog, o genade. Jy weet, wat gaan aan as die Springbokke in moeilikheid, maar in die volgende dag toe kom maar nuus dat hulle 'n baie groter borgbeding het. Vertel my 'n bietjie, wat weet jy van daai hele storie? Wat het daar gebeur? Al die onderhandelinge en dinge wat daar plaasgevind het. Ja, dit is iets wat my nog altyd pla. Iets is nie lekker nie, jy weet. Ek was in daai vergadering in die parlement toe hulle gesê het, ons is en dis in hulle voorsetsel in wat hulle vir die parlement gegee het en gesê ons is eintlik bankrot. In 6 maande later, minder as 6 maande later, sê jy nee, ons het nie meer 'n ekwiteitspartner nodig nie. So wat sê jy nou vir my is dat daai ekwiteitspartner was eintlik nooit nodig gewees nie, want jy kan nie in 6 maande soveel. Jy het in die parlement gesê jy het nie die kennis in die mense om daai soort van borgskappe te bekom nie. En minder as 6 maande later het julle dit gedoen. So wat het julle eintlik bedoel? Wat was julle doelwit met daai ekwiteit? So dit krap my verskriklik. En ek weet Saru gaan nooit antwoord nie. Ek het 'n mening. Ek dink hulle moes iemand se skuld ergens afbetaal of iemand gaan daai 15% soos hulle kan nou maar klei trap in triple dance soos hulle wil. Daai 15% kommissie was bedoel vir iemand. Daai middelman wat hulle nie wil sê wie dit is nie. In die parlement het hulle was gedwing om te erken dat Yuri Roo nog betrokke is. Nou is daar weer berigte dat Yuri Roo nog steeds betrokke is. Ten spyte van al sy probleme, is dit 'n groot situasie. Dis 'n probleem vir my dat en ek het niks persoonlik teen Yuri nie, maar hy het 'n probleem rondom finansies in Stellenbosch en ons almal weet daai gesprek. Hy het nog verloor en hy het nou nog Frik het sy prokureur nog nie gesê wat hulle volgende stap is nie, maar hy het niks meer. Jy kan net so lank appeleer. Alhoewel ek dink as ons kyk na Jacob Zuma, dan kan jy vir die res van jou lewe appeleer. Ek weet net nie wie gaan jou prokureur se kostes betaal terwyl hy vir jou verniet werk. Maar die feit van die saak is Yuri se betrokkenheid by Saru bly 'n kriebelpunt vir my. So ja, so nou het hulle skielik geld, nou het hulle nie meer 'n ekwiteit vernoot nodig nie. So iets is nie lekker nie en dit is vir my 'n groot probleem. Saru moet my weet Mark Alexander of Andy of wie ook al moet vir my nie ook om kyk en sê dis wat ons gedoen het, dis hoekom ons nou skielik nie meer 'n ekwiteitspartner nodig het nie. Want ek gaan vir hulle daai voorlegsel wat hulle in parlement gedoen het, gaan ek vir hulle ophou en vir hulle sê, dis wat jy nou gesê het in Desember. Wat het intussen tyd gebeur dat jy nou skielik nie meer hierdie vernoot nodig het nie. So ja, dis vir my 'n goeie geld. Miskien kan hulle nou maar die minder geld by die Bulle en die Leeu's en die Sharks leen om die WP te betaal, maar ja, dis 'n ander storie. En die ouens kla nog steeds daaroor dat hulle geld by ander unies gevat het. So ja, geldsake in Saru is maar nog altyd 'n probleem. So kom ons kyk wat gaan uit. Dis nie ek is nie heeltemal seker dat hulle ons nog al die waarheid of ons die waarheid vertel nie. As ek verkeerd is, sal ek sê jammer Saru, maar iets krap lekker daarso. Okay, jy het nou vir my baie goed daar blootgelê wat ek jou nou onmiddellik oor gaan vra. Die eerste ding is, ek het 'n voeltjie oorvlei dat baie van hierdie borgskappe wat nou bekom is, direk te danke is, en nie te wyte is nie aan Yuri Roo, dat hy so 'n bekwame onderhandelaar is. Ongeag wat nou by Maties gebeur het, vergeet daarvan vir 'n oomblik. Die feit dat hy so 'n goeie onderhandelaar is, hy kan met hierdie ouens praat. Hulle kan eintlik nie regtig sonder met klaarkom en hulle het nou weer gesê Mark Alexander het gesê hulle gaan van Yuri as al sy regsopsies uitgeput is wat nou is, want hy het nou konstitusionele hof toe beweeg gaan en hulle het gesê hulle gaan dit nie aanhoor nie. So hy het nie enige ander remedies oor nie.
Dan gaan hulle weer kyk na sy situasie, maar dit lyk nie asof hulle regtig wil nie, want soos jy nou reg sê het, hy het nou daai 37 miljoen plus al daai rente wat natuurlik al opgeloop het wat hy nou ergens moet gaan uitkrap. Hy moet dit nou terugbetaal. Ja, dis nogal interessant. Ek dink wat hoor jy van hierdie Roos se onderhandelingsvaardighede? Is daar nie 'n bietjie waarheid daarin nie? Ja, hy is duidelik 'n goeie administrateur. Ek wil hierdie Roux eintlik vergelyk met die ontslape Dr. Louis Luyt. Dis nie die soort man wat dis nie elke ou se vriend nie, weet hy sit nie almal saam met baie mense om dieselfde vuur nie. Sy onderhandelingsvermoë, daar was geen twyfel daar dat hy met hierdie goed kan hanteer nie. Maar dan moet SARU uitkom en sê, luister, ons het hierdie nodig. Wat doen Rian? Die volgende vraag is, wat doen Rian Oberholzer daar? So is Rian die gesig en Yuri is die werker? En wie kry eintlik die geld? Jy weet, betaal jy nou 2 salarisse? So daai goeders is die groet wat krap en wat jy SARU vir ons moet kom verduidelik. Miskien moet SARU eerlik wees en sê, luister, ons kan nie sonder hierdie klaarkom nie. Ons het hom nodig. Hy en Rian is vir ons onskatbare waarde. Ons het hulle albei gebruik. Yuri is die adviseur en Rian is die eintlike CEO of ja, so ek dink SARU, dis wat ek vir jou vroeër gesê. Dit krap my want SARU is nie eerlik en openhartig nie. Ek vra nie jy moet vir my sê wat is sy salaris nie, maar wees net eerlik. Kan jy sonder hom klaarkom? Wat presies doen hy daarso? Is hy elke dag op kantoor of praat hy en Yuri oor die telefoon of op WhatsApp of wat? Hoe werk dit? Wees net eerlik en openhartig met ons. Ja, maar dis nie so SARU operate nie. Hulle hou daarvan om stil te bly en te maak asof niks aangaan nie, weet jy. Ignoreer dit en dit sal weggaan. Dis hulle beginsel. Interessant ding van hierdie hele transaksie met FNB is dat hulle dit beding het dat FNB en ek dink Pick n Pay ook, hulle borg al die spanne reg deur die bank. En nie net die hoof Springbok span nie. Ek wonder hoe hulle dit reg gekry, want die Springbok self, die Springbok manspan het 'n geweldige hoë profiel. Die ander nie so kwaai nie, né? Die sewes is maar sukkel deesdae, die juniors is okay, maar hulle vaar nie wonderlik nie en dan die vrouens gaan eers oor hulle praat nie. Ook nie die vrouens sewe nie, maar tog het FNB was hulle bereid om hulle logo op daai trei ook te sit. Nou dis 'n interessante deel van daai transaksie, dink jy nie? Ja, dis maar soos dit waar jy in die besigheidsbeginsel of modelle gaan. Hoe groter jou pakket is. So dis soos in beginsel gaan ons vat maar die ou perskor, jy weet, hy vat al sy koerante en hy gaan na adverteerder toe. Soos jy nou na Pick n Pay toe gaan, jy sê Naspers gaan na Pick n Pay en sê wil jy by ons kom adverteer? Dan sê Pick n Pay ja, wat kry ons? Dan sê ons jy kry 10 mense hierso en 20 mense daarso. Dan sê Naspers ons sit al hierdie koerante in een pakket of al hierdie publikasies in een pakket en jy kry skielik kry jy 100 gesigte wat jy kan lees wat jou advertensie gaan sien. So dan dis hoekom jy sal sien dat Pick n Pay nou by al die koerante is. So hy's op al die treie, so hulle kan meer oë op die trei kry, meer oë kry, meer TV tyd, al daai goeders. So jy verkoop. En dis maar soos wêreld rugby doen dieselfde, jy weet as hy na Land Rover toe gaan en hy verkoop tyd of hy verkoop 'n borgskap aan Land Rover. Dan sê hy vir hom, ons het al hierdie publikasies, jy weet wat nou in hierdie geval Rugby 365 en Rugby Pass en sorry, ek wil nie adverteer op jou nie, maar ek probeer 'n punt maak. So wêreld rugby gaan en hy sê al hierdie publikasies. Ons het al hierdie sosiale media uitlatingspunte. So en ons het TV en ons het dis al die hoeveelheid blootstelling wat jy kan kry. So hy gee vir jou die hele pakket vir Land Rover en Land Rover kry beter waarde as wanneer hy net na een wêreld rugby se webwerf toe gaan of net na een toernooi toe gaan. So hy kry al hierdie toernooie word saamgevoeg. So en dis ook die deel as jy nou gaan kyk na 'n wêreldbeker of 'n internasionale toernooi. Dan sê wêreld rugby vir jou jy moet 'n skoon stadion hê en baie mense het nooit verstaan waaroor dit gaan. Jy moet 'n skoon stadion. Want wêreld rugby moet waarde aan sy borg gee. So as jy na Stade de France toe gaan, dan kan hy geen ander advertensie, net wêreld rugby mag daar borgskap. As Ellis Park 'n wêreldbeker toernooi gaan of deel van 'n wêreldbeker wedstryd gaan aanbied tydens 'n wêreld, ons ooit weer die wêreldbeker kry. Nou gaan jy sien, al die stadions gaan skoon wees. Jy gaan nie plaaslike borge gaan nêrens te sien wees nie. Net wêreld rugby se borge gaan te sien wees. Of toernooi borge gaan te sien wees. En dis maar soos dit werk. Dis die nuwe model. So jy moet 'n groter pakket aan die borgskappe bied
om, en dis nou wat Pick n Pay gedoen het en wat FNB gedoen het. Hulle wil al die treye hê sodat hulle meer blootstelling kry. Nie dat hulle nodig het nie, maar as jy 10 sent insit, wil jy 10 sent se waarde hê. Ja, nee, ek verstaan. Nou, dis die eerste keer in die geskiedenis wat die borgskappe blykbaar die inkomste uitsaai regte uit oorskry. Nou, ek het almal weet MultiChoice is bietjie in die moeilikheid, maar ek het ook 'n storie oor voeltjie oorvlei dat supersport self nie die beste gesondheid is nie. Wat hoor jy daarvan? Want as daar iets gebeur het, al die sporte in Suid-Afrika moeilikheid, is dit nie? Ja, daar is 'n ek weet nie se gerugte nie, maar daar's sprake vir jare nou al dat supersport of MultiChoice se model was so swaar gebaseer op die verkope van die coders, dat hulle 'n probleem het, want mense het begin, daar's ander maniere om jou wedstryde in 'n hele pakket is gebou rondom sport, rondom rugby. So die grootste vrug is maar die rugby, en dan, jy weet, boksing en cricket en atletiek en sokker en ouens wil nie daai goed hê nie. Die sokker ouens wil hulle wedstryde op 'n ander plek sien, en daar's nie meer hierdie aanvraag aan soveel rugby nie. So die nommers, die hoeveelheid mense wat 'n dekodeerder gaan koop om 'n rugby wedstryd by te woon of te kyk, word minder, en ouens kanselleer want hulle weet hulle kan rugby op ander plekke kry. So daar is ander maniere om jou rugby te kry. So ja, daar is probleme, maar dit gaan in alle, jy sal kyk, daar's ander media uitlatings of media plekke wat hulle sukkel. Jy weet, ons kan maar kyk wat Naspers gebeur het. Jy weet, hulle moes 'n klomp koerante toemaak, en daar's baie plekke. Jy kan 'n plek noem wat 'n media uitlating of 'n media outlet wat nie sukkel nie, dan sê ek vir jy jok. Elke plek sukkel, want die model van, of die manier waarop jy geld insamel, waar jy geld maak, is nie meer tradisioneel net 'n advertensie nie. Dit is jy moet kreatief wees daarso, en ek dink dit is hulle probleem. Hulle is so gesentreer op hulle model van dekodeerders, dat hulle nou sukkel om te verander en met ander maniere kry om geld te maak. Ja, natuurlijk almal kan stroom. Ek sien dat nou besluit daarom, jy mag daarom nou meer as een stroom ook op 'n slag hê in DStv, want dit is almal 'n belaglike ding gewees. Ek het nou met Rian Lou gepraat, vriend van my. Wie kyk nou rugby op 'n skottel? Ek bedoel almal stroom. Maar jy mag net een stroom op 'n rekening hê, anders met twee rekenings, is dit 'n belaglike ding. Dankie tog hulle die lig gesien daarso. Maar kom ons praat gou oor die toetse. In die verlede, onlangs in verlede, kon die Unis nou nog die toetse aanbied, maar SARU het daai teruggevat. Ek dink hulle het dit na COVID so gedoen. En nou blykbaar daai inkomste gaan na SARU toe, dat hulle baie gesonder lyk, maar die teenkant daarvan is dat daai geld word weggevat by die Unis. So die Unis gaan 'n bietjie van 'n finansiële hou van daarso. Is dit volhoubaar? Jy het nou nog genoem ook die bulle en die ander spanne moes eintlik vir die WP soort van, jy weet, pa staan vir 'n rukkie, bietjie geld leen daar en alles. Kan die Unis hierdie tipe verliese inkomste hanteer? Ja, dis als deel van SARU die meer en omdat ons nie in hulle kantoor, ons nie aan platte kloof sit en bly en werk, weet ons nie wat daar in die binnekring aangaan nie, maar daai hele manier van, weet die franchises, nie net die Unis nie, maar die franchises, die internasionale spanne, soos die Lions en die Bulle en die Stormers en die Sharks, hulle wil geld hê op 'n manier, hulle moet geld maak, en hulle sukkel met almal. Daar is 'n probleem rondom equity en hoe die pakket werk en die groot salarisse. Maar ons het in Engeland gesien hoe het hulle gesukkel. Hulle drie spanne, weet daai magtige Premierliga is nou verklein na net 10 toe, jy weet. So hulle sukkel, hulle het verloor. Hulle gaan nie meer promosie relegasie hê nie, want hulle het net 10 spanne en daar's nie, jy weet, hoe jy moet nou om selfs net in die tweede liga te speel in Engeland, moet jy sekere waarborge gee van jy kan soveel geld, jy het soveel geld, jy kan soveel salarisse betaal. So as daai ligas sukkel, dan moet jy weet hoe sukkel ons ligas. En dis waar SARU se probleme lê, is hulle wil meer geld in hê, so hulle moet geld kry, maar nou waar vat jy die geld weg? Jy vat weg by die Unis, so die Unis gaan nou meer sukkel. So as skielik minder, so jy weet, hoe maak die begroting klop? Hoe gaan die Lions die begroting maak klop? Wat gaan Altman sê, jy weet?
Hy gaan op 'n stadium moeg raak om sy eie geld in te sit as hy nie al reeds het nie in hulle werk. Weet jy, so daai hele probleem is die beursie raak al hoe kleiner. En Saru het nog steeds hy het 'n groot begroting wat hy weet dis nie net die Springbokke waarvoor hy moet betaal nie. Hy moet nog 'n klomp mense betaal wat aan platte kloof ook werk. Paar duur mense. En dink jy daar's nog enigstens 'n ekwiteitstransaksie nodig as hulle nou al hierdie geld gekry het? Dat hulle hierdie jaar nou vir FNB gekry, Pick n Pay gekry, Monster Energy gekry, AfriSam gekry, groot name wat baie geld insit. En ek sien daar's ook sprake dat hulle dalk besluit van hierdie borge dalk vooruitbetaal het om Saru te help om oor 2025 te kom, en blykbaar sal hulle 'n bietjie kontantvloei probleme hê hierdie jaar. Volgende jaar reken dit gaan baie beter gaan met die All Blacks wat kom toerie en alles. Dink jy regtig daar's nog nodig om ekwiteitsvernoot te hê, want ekwiteit is 'n baie duur vorm van fondsinsameling, want dis vir altyd. Jy kry een keer geld in en dan die res van jou lewe bevat 'n ou deel van jou inkomste. Dis dit nog nodig, dink jy? Ja. Dis hoekom ek vir jou gesê het, hoekom het hulle in Desember gesê hulle is eintlik bankrot, want hulle het begroot vir 25 en hulle sê hier is ons nie genoeg geld nie. So wat het nou skielik gedoen? Wat het gebeur as jy in Desember gesê het jy het nie die vermoë om daai borgskappe te bekom nie of daai fondse te bekom nie? Wat het gebeur dat jy nou skielik daai so dit sal my nie verbaas as daar vooruitbetalings is nie, maar jy weet dit beteken dat hulle is besig om skuif iemand nou alweer geld rond. Ek vra maar net, miskien is ek verkeerd, ek weet nie. Weer eens, Saru sê nie vir ons presies wat hulle daarmee doen nie, en dis hulle reg, ek wil nie vir ons wil sê nie, wie is ons om te vra om na, jy kan gaan kyk na die boeke wat hulle op hulle webruimte plaas, maar daai is maar baie gesaniteer, dis nie wat die ouens eintlik wil weet nie. Baie hoë vlak op, dis niks detail. Dit gaan aanhou pla. Hoekom het jy in Desember gesê jy is bankrot, en 4 maande later sê jy, 5, 6 maande later sê jy, nee, ons is nou okay. Jy's besig om woordspeletjies te speel met ons. Ek glo nie als nie. In Engels het hulle bespreek, they busy selling us some porkies. Gepraat van die uitdagings wat die Unis in die gesig staar. Verlede jaar het Jake White besluit om moes doen met 'n C-span. Ander mense sê ek moet bietjie meer genadig wees en dit 'n alternatiewe span noem. Gestuur om teen die Northampton Saints te gaan speel in die uitloopronde, eerste uitloopronde van die uitdagbeker, die Champions Cup, nie die uitdagbeker, die Champions Kampioenebeker. En hy is nou behoorlik gekruisig daaroor, afgeslag, en daar's ondersoeke geloods oor hy nou nie die kompetisie respekteer nie, bladibladibla. Nou kom die ouens van Saracens en hulle sê nee, maar hulle gaan presies dieselfde doen. Hulle het besluit hulle gaan nie hulle beste span stuur om teen Toulon te speel nie, wat natuurlik nou net agter Toulouse en Bordeaux is, as ek reg is daar in die Franse top 14, 'n baie goeie span. Lyk amper asof Saracens dalk besluit hulle gefokus op die Premier Liga om seker te maak hulle al die uitlooprondes daar is, die top 4, en hulle gaan nou nie weer verder bekommerd wees oor die Kampioenebeker. As hulle dit regkry, dan is dit maar goed so, maar teen Toulon gaan hulle nooit regkry nie. Maar wonder wat gaan nou daar gebeur? Gaan dan nou dieselfde reëls nou toegepas word? Almal sê, dis nou 'n slim skuif waar ou se Jake nou heeltemal uitmekaar uitgehaal is. Wat is jou gevoel daaroor? Ja, dis daai agterbaksheid van die Europese media en die Europese klubs en goeders. Ek dink ons doen dit seker ook maar op 'n manier in Suid-Afrika. Jy weet, as dit ons pas, dan sal ons nou maar klubs kritiseer. Maar ja, dis dubbelstandaarde, definitief dubbelstandaarde rondom dit. Ek het verstaan wat Drake gedoen het, want hy weet, hy het nie daai diepte nie. Weet, Saracens is duidelik is hulle bankbalans 'n bietjie minder as wat dit altyd was, so hulle het nie meer 2 spanne soos die groot Franse klubs nie. Maar kom ons begin by die beginsel. Enige klub wat op staat by Jol gaan speel teen Toulon, gaan 'n probleem hê. Maak nie saak of dit nou Stade de France of Stade Francais is, of dit nou La Rochelle is of wat ook al nie. Dit gaan 'n moeilike wedstryd wees. Ek bedoel, in die top 14 en enige wedstryd is dit moeilik om daar te gaan speel. En nou moet jy gaan, en jy het nog steeds 'n Premier Liga waar jy die uitspelrondes wil haal, en Saracens sit 6de tans, en hy is so 'n paar punte agter, in 'n top 4 plek sit hy 'n goeie wen, hy korte wen of 2. So hulle gaan sukkel, hulle sit 6de op die oomblik. So dis vir hulle belangrik om in die uitspeelrondes te kom van die Premier Liga. Ek dink hulle beste span gaan daarso kan wen. Dit gaan moeilik wees as jy nou al jou
beste spelers daar gaan, jy kry 'n paar moeilike beserings en 'n paar ouens is uit vir die res van die seisoen, dan het jy 'n probleem in die Premier League gaan. So ek verstaan wat hulle wil doen en dit maak vir my heeltemal sin. Wat vir my krapperig is dat toe Jake dit gedoen het, almal hulle soos die baba met die bad uit gegooi. Dis verskriklik. Wat weet Jake? Hy hy respekteer nie die kompetisie nie. En nou word dit gemaak asof Saracens hierdie slim mense is. Dis nou maar net die deel van die lewe. As jy moet 'n besluit neem, het jy genoeg diepte? Is daai ou sterk genoeg om Toulon in Stade te gaan klop? As hulle nie kan nie, dan as dit te hoë risiko is, dan vat jy die lae risiko en jy fokus op die toernooi wat jy weet jy nog kan wen. In die Premier League het tog baie status. En ja, onthou dit is die ronde van 16 om nou al Toulon op Stade te gaan speel in die ronde van 16 is 'n moeilike trappie. So jy weet jy het nog Leinster gaan speel. Jy moet nog miskien Stade Francais gaan speel of La Rochelle ergens langs die pad. So toe Jake dit vir die mense probeer sê, toe lag die mense van hulle maak aanmerkings oor Jake, jy weet, en wat 'n aap hy is. Maar die feit van die saak is, hy was reg geweest, en nou dat Saracens sê, nou moet die mense erken, Jake was reg geweest. En ek wil hê daai ouens het so baie gekritiseer het. En nou sê, maar luister, Jake was reg geweest. Sê vir my nou, hierdie storie van dat disrespekteer die kompetisie. Ek wil, hierdie kompetisie se vorige ronde was in Januarie. Dit is nou April. Ek kan nie eenvoudig nie opgewonde raak oor die ding. Weet, daar's niks spanning wat opbou. Nou is dit skielik vir 2, is dit nou hierdie wedstryd, en dan is weer volgende naweek 'n ander wedstryd, dan is daar weer 'n ander, dan is weer, dit is so simpel gestruktureerde kompetisie. Ek verstaan die 6 nasies en alles ingepas word en alles. Maar yes, ek kan maar net nie opgewonde raak nie. Ek verstaan is dit die beste span in die wêreld en wie kan speel, word Toulouse het hier op Durban kom speel en Bordeaux het al op 'n stadium op Loftus kom speel en alles, maar vir ons mense nie regtig opgewonde raak oor daai kompetisie nie, kan ek nie die nut amper daarvan insien nie. Ek sal sê kom ons los dit vir 'n jaar of 2 en fokus op die URC en maak seker ons wen die URC, word dominerend en dan begin ons squads uitbou, weet ons groepe spelers uitbou om dan ordentlik te kan kompeteer, maar eerlik gevoel is voor daai ding nie beter gestruktureer is nie, gaan niemand opgewonde raak oor daai kompetisie nie. Wat dink jy? Ja, die Europese toernooie was nog maar altyd so. Hulle was nog altyd tussen die plaaslike toernooie, die 6 nasies en die Europese toernooie. Was nog maar altyd so tussen, selfs toe hulle nog langer gespeel voor COVID, het hulle nog steeds so gedisintegreer. Dis 'n kultuur wat ons nie verstaan nie, want ons kom uit 'n kultuur van jy speel vir 6 maande Super Rugby en jy hou aan, jy weet. Dan speel jy toetse. So ons het hierdie gestruktureerde suidelike halfrond manier van dinge doen. Hulle hele lewe lang, ek praat nou van 25 jaar wat hulle beroepsrugby is. Amper 30 jaar nou al wat daar beroepsrugby is. Hulle speel dit nou al vir so lank dat dis hulle kultuur. Hulle skakel aan, jy weet. As Stade Francais in Toulon aankom, dan is dit 'n groot gewag, jy weet. Stade Francais hierso. As Saracens daar aankom, dan ek dink onthou daai stadion vat maar 10, 15 of 20,000 mense. So Stade dis 'n mooi stadion, 'n groot stadion. Maar dis 'n intieme stadion. So hulle het hierdie kultuur. Dis net 'n paar groot stadions wat 50,000 plus vat. Ons kom uit 'n kultuur van al ons stadions vat 40, 50,000 mense. Jy weet, en dis die verskil in die kultuur waarvan ek praat. Dus, jy weet, as jy Rodney Parade toe gaan, dan is daar 10,000 mense in die stadion. Dit lyk soos 'n ongelooflike atmosfeer, en dit is 'n ongelooflike atmosfeer. Maar dis 'n klein stadion, want dis hulle kultuur, dis kleiner, meer intiem. Ons is oor hierdie groot stadions en ons moet die stadions volmaak. Maar jy sien elke naweek dan is daar 2000 mense op Ellis Park en jy sukkel om die reservebank lyk voller as die paviljoene, jy weet. So daai tipe van kultuur moet ons nog aanpas. So dit gaan tyd vat. En ek dink dis ook iets wat mense vir Jake oor gelag het. Hy gesê ons moet nog leer. Jy weet, ons praat nou van 3 jaar. Ons is nou maar dis ons 3de seisoen in hierdie toernooi. So dis nog nie ons kultuur nie. Ons die URC is meer omdat daar meer gereeld wedstryde en ons sien die bulle in die Stormers speel meer gereeld.
die Sharks en ons speel teen Leinster meer gereeld. So daai kultuur het nou 'n bietjie meer vinniger opgebou. Maar omdat ons minder jy sien net 2 wedstryde 'n jaar in Suid-Afrika. So dis hoekom ons sukkel om gewoond te raak aan daai kultuur. En wanneer ons meer gewoond raak aan die feit dat ons wedstryde ook oor see speel en jy gaan nie daai spanne so baie hier sien nie. Daai tipe van kultuur vat tyd. Dit gaan nie sommer oornag gebeur nie. En ek dink dis die groot probleem waarmee ons sit. En dis iets wat Jake, ek bedoel jy was na die perskonferensies gewees, wat Jake probeer verduidelik het. En ek dink ons insluit in kluis. Ek dink min van die media het actually geluister wat hy vir ons probeer sê. Dat dit tyd gaan vat en ons moet geduldig wees. Maar ons, soos jy nou maar ook die Suid-Afrikaanse rugby ondersteuners ken. Hulle verstaan nie wat die woord geduld beteken nie. Ja, hulle wil alles wen nou. En as jy net een wedstryd verloor of nie goed lyk nie, dan word jou kop geëis op 'n skinkbord. Klaar, geen vir my, daar moet onmiddellik iemand anders aangestel word. Weet jy, ek sal so moeg vir daai water by 'n skip. Yesie. Hoorie maar, interessant ding wat hierdie Europese kompetisies doen. Hulle soos die Super Bowl in Amerika, die eindstryd word nie aangebied by die span wat bo op die punteleer eindig, word by 'n neutrale plek aangebied. Hierdie jaar was dit was dit Tottenham Hotspur se stadion gewees. En hierdie jaar wat nou kom, hierdie kompetisie is dit in Cardiff in Wallis. Volgende jaar is dit in Spanje ergens, ek is seker presies waar nie. En dan lyk my daar's baie druk op Suid-Afrika of Kaapstad spesifiek. Hulle wil nou die eindstryd in Kaapstad kom aanbied. Nou wonder ek, ons ouetjies raak dan nie eers opgewonde as Toulouse in Durban kom speel nie. Nou moet Toulouse sê net maar teen Saracens kom speel hier in Kaapstad in die eindstryd. Dink jy ons mense gaan hoegenaamd opdaag daar? En dink jy oorseese mense gaan Suid-Afrika toe kom net vir daai toernooi? Dink jy dis enigstens realisties om so iets aan te bied in Suid-Afrika? Ja, so wat gebeur? Ek onthou ek het nog daai vraag gevra reg aan een van die eerste perskonferensies toe hulle aangekondig het ons gaan nou speel in die Champions Cup en in die Challenge Cup en so aan. En ek dink wat is die voorsitter, ek onthou nog die CEO, die uitvoerende hoofbeampte het nog met ons in media onderhoud gevoer met al die media op 'n Zoom call. Toe vra ek vir hom oor hoe dit werk. Hulle het 'n beginsel van jy plaas 'n bod om 'n eindstryd aan te bied. So jy kry op 'n Vrydag aand kry jy die Challenge Cup eindstryd en op 'n Saterdag kry jy die Champions Cup eindstryd. So as die hele naweek se rugby so as jy Kaapstad toe kom, so jy het die hele naweek se rugby. So daai jy kry mense van oorsee wat vir die hele naweek en daar sal ouens weet al aan die week in die Kaap kom. So die kort antwoord op jou vraag is ja, hulle sou stadion volmaak. Klaar, finish. Hulle gaan Vrydag aand volmaak. Miskien nie heeltemal nie, hulle sal seker so 40,000 op 'n Vrydag aand, dit afhangende watter spanne speel. Maar op 'n Saterdag gaan jy definitief want jy gaan 2 internasionale spanne speel. Weet as dit byvoorbeeld Leinster teen La Rochelle is. Kan jy nou maar verseker wees die Ierland span gaan vir Leinster speel. Hulle gaan al hulle spelers hê. La Rochelle gaan al hulle spelers hê. Jy gaan al hierdie spelers te mekaar sien. Ek sal goeie geld betaal om Leinster teen La Rochelle op Kaapstad stadion te gaan sien. Weet of ek nou akkreditasie moet vra of ek moet betaal vir my kaartjie, ek sal. Want dit sal 'n lekker wedstryd wees om te sien. So die kort antwoord ja, dit sal. Maar dis 'n beginsel hoe hulle werk. Hulle plaas dit op 'n bod en jy plaas jou bod op of in Kaapstad is besig. Hy het destyds al gesê hulle sal dit graag wil hê. Dit gaan Kaapstad 'n rukkie vat. Ek dink ek wil my verstout om te sê hy het gepraat van nie in die eerste 5 jaar nie. So hierdie gesprekke, dit kom nou al nader na jaar 5. So Kaapstad moet nou begin terugkom in die ja, hulle die jaar na volgende jaar. So hy begin nou in die wedloop inkom, ja. Nou die vraag wat ek vra is, hierdie oorseese ondersteuners is vreeslik verontwaardig oor hulle nou byvoorbeeld nie net gou Parys toe gaan vir 'n wedstryd. Hulle moet Kaapstad toe of Johannesburg toe, Pretoria toe vlieg om te kan kyk hoe speel hulle span en die afstand is nou natuurlik 'n probleem in 'n bewering. Dink jy hulle sal kom? Dink jy regtig daar is so groot aantrekking vir hulle om daai oorseese toeriste om Suid-Afrika te kom om daai toernooi by te woon? Die mense onderskat wat so groot aantrekking Kaapstad in Suid-Afrika nog steeds is vir oorseese mense, veral rugby. As jy nou gaan kyk, ek het met Jacques gepraat toe hy voor hulle die Haie gespeel het, was die Bulls. Nee, dis vir die Bulls wedstryd. Het ek met Jacques gepraat en toe hy vir ons gesê, jy weet, hy het verduidelik, hierdie ouens wil kom speel in Suid-Afrika. Hulle kry nie baie kans nie. Weet is die Ierland toe as nou verlede jaar hierso gewees. So jy praat van 30 spelers wat al in Suid-Afrika gespeel het. Daai Leinster spelers, as jy dink toe Super Rugby begin het, hoeveel van daai Nieu-Seelandse spelers wou graag in Suid-Afrika kom speel? Hulle wou toer hiernatoe. So hulle het nie omgegee nie. En ons ouens, so weet die ou wat net vir die leeu speel, wat net
vir Leinster speel, wat net vir La Rochelle speel en nie vir Frankryk speel nie. Hoe anders gaan hy in Suid-Afrika kom speel? Daai ondersteuners van La Rochelle, daai ondersteuners van Leinster. Jy het gesien nou hoe hulle ek bedoel is net 'n paar honderd, maar daar is mense wat wil kom kyk. So daar is 'n aantrekking vir mense om te kom na Suid-Afrika toe. So ek glo ja, hulle sal dit nie doen as hulle nie dink hulle gaan daai mense kry nie. En onthou net ook is vir hulle baie goedkoop. Jy weet, 1 euro kry jy R20 in Suid-Afrika. Hulle kan vir 'n paar honderd euros, 200-300 euros kan hulle heen en weer vlieg. Hulle kan in 'n 5-ster hotel bly wat hulle in elk geval net 10 euros 'n nag kos. Wel, nie heeltemal, seker 100 euros 'n nag. So jy weet jy kan dit vir hulle baie goedkoper as vir ons om Europa toe te gaan. So nee, die aanvraag vir rugby-wedstryde en toere en geleenthede na Suid-Afrika toe is gewis daarso. En jy kan dit sien. So ek dink ons moet nie onderskat nie. Ek weet daar's 'n klein groepie mense wat kla. So jy moet ook nie jouself verstout om te dink om 'n een of ander hooggeplaaste of persoon met 'n groot naam nou sy dummy gespoeg het, is die hele Ierland wat kwaad is, die hele Frankryk wat kwaad is. Dis net 'n paar mense wat hulle eie profiele wil in die kollig hou om weer sulke uitlatings te maak. Die groot voordeel natuurlik is ons is min of meer in dieselfde tydsone, né? As Europa en Engeland. Ons is dink 2 ure voor hulle. Dis nie erg, jy het nie niks jet lag of enigiets soos dit nie. Ja, ek dink dit kan werk. Ek sal nog graag daarvan nou dalk kan dit ons Afrikaanse ondersteuners bietjie opgewonde maak oor die hele toernooi. Dis wat ons nodig het, so 'n bietjie van 'n skop onder die alie, jy weet. Dis eintlik 'n groot toernooi, mense. Leer dit nou. Want ons moet begin agterkom dat en ek dink mense kla nog steeds, jy weet, ek sien gereeld dan sê die mense, ons gekla oor vlugflouheid en ons het altyd gesê super rugby. Hoekom gaan ons nie maar terug super rugby toe? Daar's 'n verskil tussen om 8 ure op en af te vlieg en 14 ure dwars oor die wêreld te vlieg. Jy weet, dis wes tot oos en oos tot wes is verskriklik anderste as om net op en af te vlieg. Ja, ek dink mense, dis my uit onkundigheid dat mense dit sê, maar ek dink ons moet leer, dit is 'n kultuurskuif, maar ek dink die beste besluit was nog altyd gewees, ons in hierdie tydsone speel ons uit. Ja, dit was altyd lekker om Vrydagoggend 8 uur of Vrydagoggend 10 uur 'n rugbywedstryd te kyk, maar die hoeveelheid mense wat dit kan kyk, wat nie werk nie, die gewone manne wat werk, daar's nie baie mense soos ek en jy wat met 'n skerm langs jou rekenaar kan sit en die klank af het en jy kan nog steeds die wedstryd kyk en so nou en dan op jou sleutelbord tik en jou baas dink jy werk baie hard en tussentyd sit jy in rugby kyk nie, jy weet. So daar's nie baie mense wat dit kan doen nie, maar ek dink die Vrydag aande, dis hoekom ek het nou al gekla, nie seker kla nie, maar ek het nou al baie al van melding gemaak. Dan vra die mense maar hoekom speel hulle so laat in Frankryk? Want dit is hulle hoë profiel tyd. Dis hulle 'n tyd waar hulle die meeste publisiteit kry, 9 uur op 'n Vrydag aand, 9 uur op 'n Saterdag aand. In Suid-Afrika is dit 7 uur op 'n Saterdag aand. Jy weet, in New Zealand is dit 5 uur op 'n Vrydagmiddag of. So jy weet elke land of elke groep het 'n different. Ek dink Australië is 'n Sondagmiddag kry hulle baie publisiteit uit 'n sportgeleentheid. So jy weet, dis hoe dit werk. En in Engeland, ek dink Engeland is ook 7 uur. So dit maak dit lekker. Weet jy kan baie wedstryde. As jy nou gaan kyk na die wedstryde, ons is nou besig, ons werk nou daaraan. Maar jy weet, jy praat van 16 wedstryde wat Vrydag, Saterdag en Sondag gaan plaasvind. So ek weet nie of dit die regte Afrikaanse uitdrukking is nie, maar dis muur tot muur rugby vir die hele naweek. Van Vrydag aand 7 uur af reg deur tot Sondagmiddag 8 uur, Sondag aand 8 uur. Jy weet, jy het reg deur rugby elke dag en jy het 16 wedstryde. So as jy hou van rugby en jy hou daarvan om voor 'n rekenaar of 'n TV of wat ook al te sit, jy weet, daar's genoeg vir jou om jou mee besig te hou. Ons praat nou 'n bietjie rugby. Genoeg al die stories agter die rugby. Jy het gepraat met Jacques Nienaber wat daar by Leinster is en kyk, as hy nou ooit eendag as hy stempel afgedruk het op 'n span, is dit nou definitief Jacques Nienaber. Daai span verdedig soos Trojane. Dan het hulle dit met 'n C-span hier aangekom en bitter naby gekom om die bulle oplof, soos dit klop hulle. Inteendeel, hulle het die Sharks geklop op Kings Park. So
John Carinelli het 'n baie interessante artikel geskryf op Rugby 365 wat hy gepraat het oor die Sharks se geestelike broosheid, mental fragility, noem dit maar dit. Maar voor ons oor hulle praat, net vinnig Jacques. Weet dit maak my warm onder die kraag as ek dink Jacques is besig om al ons rugby, IK, intellectual property oor te dra na die ure toe. Dink jy hy gaan ooit terug om Suid-Afrika toe of dink jy hy gaan maar daar bly soos ergens nee, maar lyk my hy gaan sommer emigreer soontoe. Hy is baie gelukkig daar. Gegee die dag wat ons hierdie program opneem, sien ek daar's baie plekke wat sê Jacques is reeds op pad terug. Ja, 1 April. Ja. Ja, hy sal terugkom. Sy familie is hier, so hy sal terugkom. Wat hy hier gaan doen, hoe lank hy daar gaan wees, hulle geniet dit daar, so hy sê hulle geniet dit. So hy gaan nog 'n jaar of 2 wees. So ja, dit is maar so, ek bedoel, Rassie het Iran toe gegaan en hy teruggekom. Onthou net wat hy daar leer, wat hy aan hulle gee in terme van verdediging. Hy leer oor hulle stelsels. Rassie het geleer en Rassie het aangepas vir die Springbokke. Dis nie net per ongeluk dat Rassie en Jacques na hulle teruggekom uit Ierland en die Springbokke skielik so oplewing beleef het nie. Hulle het besef daar's 'n sekere manier om hierdie goed te doen. En ons weet Rassie is besig om sy huiswerk te doen. Gaan ons als weer oorheers hierdie jaar? Miskien nie. Maar die feit van die saak is ons is in 'n bloeitydperk van Suid-Afrikaanse rugby, omdat hierdie mense iets gaan leer het. Hulle het goed geleer in Ierland. Hulle het hulle self verryk deur op ander plekke te gaan leer en te gaan afrig en so. So Jacques gaan nou weer, as hy terugkom, miskien kan hy dit oorplaas aan ouens wat reeds in die stelsel is, of hy kan self weer kom afrig. As jy kyk, Johan van Graan is by Bath hoe goed doen hulle. Ons weet hoe goed Johan Haker mag en hy is nou weer terug in die stelsel. So hy sal 'n beter afrigter wees. Kom ons kyk hoe werk dit. Ek dink is 'n goeie ding. Ek weet die Ire leer, maar jy sal sien dat Ierland se verdedigingspatroon en Leicester se verdedigingspatroon is twee verskillend. So die verdedigingsafrigter by Ierland se nasionale span is nie heeltemal op dieselfde, ek wil nie sê dieselfde vlak nie, dit klink verkeerd, maar die bestelsel, die verdedigingsstelsel dieselfde golflengte nie, ja. So jy weet, jy vat 'n ou wat Saterdag vir Leicester speel, volgende Saterdag moet hy vir Ierland speel. So hy moet kop hou om in dieselfde stelsel dat hy so daai 2 sekondes wat jy bietjie laat besef, gaan ek moet vorentoe gaan. Dan is daar 'n gaap op. So daai goeders vat tyd, maar nee, dis ek geniet dit. Ek dink dit is belangrik dat ons wegkom van hierdie, en ek weet sokker is nou in daai geval baie ouer as rugby se in die beroepsera van sokker. Maar ons moet wegkom van hierdie ding dat 'n ou net jou eie afrigters en jou eie kultuur het. Ja, ons het ons eie kultuur, maar in daai kultuur kan jy nog steeds verbeter en groei. En ek dink dis wat belangrik is vir ons. Daar het Brian O'Driscoll natuurlik vir Jacques Nienaber beskuldig dat hy Ierland laat swak lyk het in die 6 nasies, presies oor wat jy nou gesê het. Omdat hulle gewoond is om 'n sekere manier te speel. Die oorgrootste meerderheid van Ierlandse spelers kom van Leinster af. Hulle is almal gewoond aan daai blitsverdediging van Jacques en nou moet hulle skielik gaan 'n ander tipe verdedigingspatroon speel. So ek dink 'n maklike antwoord is dat Ierland ook net maar die blitspatroon volg. Ek weet jy kan nie twee drasties verskillende patrone. Ek verstaan wat jy nou sê, dit gaan nooit werk nie. So kom ons praat oor die Sharks, net oor die Sharks. Ja. John het gesê daai manne daai wedstryd teen Bordeaux wat is so ver hulle die wit vlag gehys. Daar's nie wat presies die woord 'n drop in intensity and concentration. Hulle verloor konsentrasie. Hulle skakel af, jy weet, daai tipe ding. Wat sê dit van die afrigters nommer 1 en wat sê dit van daai sterk spelers? Is dit nie 'n bietjie van 'n kladdebulle naam nie? Is dit nie juist veronderstel om daai tipe klassieke kwaliteitspelers om daai tipe ding te kan deurtrek nie? Wat gaan aan daar by die Sharks? Ja, dit is moeilik en ek wil nie persoonlik maak oor John Plumpton nie, maar jy het 'n sterk karakter nodig om met sulke sterk karakters hier. Die 3 Springbok kapteins wat hierdie man, jy weet, jy het Sia en jy het 'n Bongi en jy het 'n Eben en dit maak nie van hulle swak mense of swak spelers nie, maar hulle sterk karakters. En ek wil nou Rassie as 'n voorbeeld en Jacques as 'n voorbeeld gebruik. Hulle is sterk persoonlikhede wat nie nonsens vat van hierdie ouens nie. So jy weet, hy sal vir Eben en Dwayne in 'n kamer toesluit en vir hulle sê, sort julle self uit. Miskien is in John Plumpton het nog vir sy CEO ook wat oor sy skouer hang elke dag, jy weet,
En ek dink jy het voor ons begin het jy genoem dat hy sit in die afrigters boks elke Neil Saterdag. Powell, ja, die direkteur van rugby, Ja, ja. Neil Powell sit daar so. Dit maak nie van hulle slegte mense nie en dis nie persoonlik nie, maar dit is 'n dinamika wat hulle mee moet deel en van dit ek is amper doodseker van dit spoel oor na die jonger spelers. Die jonger spelers is verward. Wie volg ons nou? Volg ons nou vir Eamon? Want hy sit daar op die bank en kyk na die weet hy's 'n amper 'n waterdraer alhoewel ek dink hy's nie in rassiese klas hy 'n bietjie oefen. Hy's nie 'n rassiese klas van waterdra nie, maar jy weet luister ons vir Sia wie praat die hardste, wie praat die meeste halftyd in die so die moontlikheid dat hulle verward kan raak, dat daar konsentrasieprobleme uh, is nie buite die jy weet dis waarskynlik heel moontlik dat ek dink die Engels is mixed messages, hulle weet daar's verskillende boodskappe wat deurkom en dit hang net af watter boodskap die sterkste deurkom. Jy weet as die binnensenter kry een boodskap en die buitesenter kry 'n ander boodskap. Hulle kry dit van dieselfde man af, maar hulle neem dit verskillend op, jy weet of so dis 'n bietjie van 'n probleem en ek dink dis waar die breakdown kom en dis wanneer jy 'n sterk persoonlikheid moet nodig hê, jy weet. Die Plumtree met die soos 'n tipe rassie met die ouens aan die strot gryp en sê luister, kom ons laat staan nou snerp. Ek is die afrigter, ons doen hierdie ding. En as dit nie werk nie, dan moet Neil Pelma vir hom sê, luister, Plum, ek dink miskien moet jy vir jou ander werk kry. Ek weet dit klink nou hard, maar die feit van die saak is, jy het al daai talent, en jy moet hulle dieselfde, as hulle by die Springbok kan werk, dan moet daar iets wat daar gebeur, en dis 'n bestuursprobleem. Jy moet harder op daai is. Is dit Plumtree se kultuur? Ek dink nie hy's heeltemal so, hy's meer ek wil nie sê 'n sagter persoonlikheid nie, maar hy's nie so 'n kree persoonlikheid en dis miskien wat jy met sulke karakters nodig het. Jy moet hard op hulle wees sodat hulle nie onwetend en onbedoelend sulke probleme veroorsaak in die groter groep van die spelers nie. Neil Powell, is hy die regte man? Ek bedoel hy is 'n sewe speler gewees. As ek na John Plumtree was, wat ek het al vir die All Blacks help afrig, ek het 'n groot lang CV, ek het dalk 'n paar gapings hier en daar, weet dat ek dalk nie so sterk is op die man management kant nie, maar so ek moet luister na 'n jonger ou as ek wat oor van sewes afkom en dan heeltyd oor my skouer hang. Ek wonder baie keer of dit nie dalk die probleem is. Jy het nou hierdie sterbelaide Springbok span wat dan nog weer nog 'n Leeu Springbok gaan teken, het Edwin van der Merwe wat ook nou soontoe gaan. En dan amper vir my asof die direkteur van rugby nou ekskuus nie, ek wil nie voel nie gesig gevat nie, maar vir 'n bietjie lig in die broek is nie. Jy weet, of jy dalk 'n groter swaar gewig ou daar moet inbring nie. Wat dink jy daarvan? Ja, kyk toe Neil Powell by die sewes was hy die baas geweest. So hy was en hy het al hierdie energieke jong ouens rondom hom gehad wat al die werk van hom gedoen. So hy was die rassiefiguur in die sewes kultuur. So hy kon dit beheer. Nou is daar 'n bietjie ander groter figure en terwyl Neil daar die baas was en alles volgens sy produk gewerk het of sy stelsel gewerk het. By die Springbokke werk het anders, jy weet, by die Sharks werk het anders. Jy het nog Marco Masotti ook nog wat daar uit Amerika sê elke nou en dan iets skree en jy weet in Masotti se ou sit in Durban of werk saam met die Sharks as 'n CEO. Kyk hulle CEO is mos Engeland toe. So weet ek Masotti se man is nou daarso. En dis reg, hy wil sy eie man daar hê want dis sy geld wat hy as 'n ekwiteitsvennoot daarso insit. So daai tipe van kulture, ek dink jy en dis wat ek bedoel vir Plumtree, jy het 'n sterk en ek stem saam met jou. Plumtree moet 'n sterker persoonlikheid wees en meer doelgerigte harde kwas persoonlikheid wees om met al hierdie stemme rondom hom te hanteer en dit in almal as in dieselfde stroom in een boodskap na die spelers oor te sit. Ons praat gou oor die Leeu's. Jy het 'n artikel geskryf, wat Jan de Koning is, die redakteur, dis beteken hierdie woorde dra 'n swaar gewig. En jou presiese woorde oor die Leeu's was, there's a disconnect between the staff and the players. The team is no longer playing for each other. En jy het daai artikel ingegaan oor hulle swak verdedigingsstatistieke, hulle het maar 77% van hulle duikslae gemaak. Hulle die meeste turnovers hulle 113 turnovers gemaak,
maar 218 afgestaan. En een speler se Ja. naam byvoorbeeld die heeltyd opduik as 'n groot sondebok en al hierdie swak statistieke is Marius Lou byvoorbeeld. Vertel my 'n bietjie oor daai artikel van jou wat jy dink wat aangaan by die Lions. Ja, ek het nou die afgelope paar weke het ek baie leeswedstryde gekyk en ek het iets het my gekrap, jy weet, en ek het al gesien, kyk, ek wil reguit sê, dis nie 'n persoonlike aanval op Marius nie. Maar ek het wel gesien toe hy die Sharks gespeel het, ek het hom gesien, ek het gewonder hoekom teken die Lions hom, want ek weet hy het hulle het die ou van die bulle wat weg is, wat die kaptein was, ook die binne Burger senter, Odendaal. Burger Odendaal. Weet hulle, ek kan verstaan hulle daai tipe speler, want dis die tipe spel wat hulle wil speel. Maar Marius Lou was vir 2 seisoene in 'n ry die speler wat die meeste aanslae gehad het. So hy is jou spelmaker, hy is die man wat die bal moet dra oor die voordeellyn. Maar as hy nie die bal kan vang nie, hoe draai hy hom oor die voordeellyn? So dis nie persoonlik oor Marius nie, dis feite. Hy sukkel, hy staan die bal af, hy skop die bal direk uit en so ek gaan kyk na die statistiek van hierdie seisoen. Wat het die Lions, wat is die probleem? Hoekom sukkel hulle so? Die eerste 4 rondes het hulle 4 wedstryde gewen. Hulle was tweede op ons almal gedink, Jesus, hierdie gaan die Lions se seisoen weer. Die volgende 10 wedstryde het hulle 8 verloor. Hoekom? Hulle gaan kyk na wat doen hulle eintlik verkeerd? Wat is die groot probleem? En dit is feite. Dis nie Jan de Koning wat iets uit sy duim uitsuig nie. Jy gaan kyk na die lyftaal op die veld. Hoekom skop 'n ou sommer net is dit 'n span 'n plan dat is binne senter dwars oor die veld hardloop en dan 'n onderskep 3 uitgee, jy weet. Wat jy wedstryd kos, wat jy moes gewen het. Dis dieselfde speel wat ons nou praat. Ons praat nou oor Marius. En in die volgende wedstryd hardloop hy so 3/4 skuins 40 grade en skop die bal direk uit. Dis nie eenmalige foute nie. Dis foute wat week na week gemaak word op kritieke tye wanneer die en dan gaan kyk jy wat in daai eerste helfte gebeur het. Hulle 42-0 verloor. 0-42 verloor. En jy gaan kyk na die spelers se lyftaal. Dit sê vir my daar's iets verkeerd in die span. En as jy gaan kyk, dit beteken die spelers tensy Ivan van Rooyen nog 'n groter probleem is, weet hy te veel sterk persoonlikhede, alhoewel daar nie baie sterk persoonlikhede in die Lions span is nie. As jy gaan kyk wat gebeur met jy het Kevin Horn en jy het Edwin van der Merwe en jy het sulke goeie spelers wat kan afrond, sulke goeie aanvallende spelers. Maar nou sit jy met goeders wat gebeur en die bal kom nooit by daai ouens uit nie. En ek gaan kyk na Edwin van der Merwe. Jy kan sien aan sy lyftaal. Hy is nie meer lus om hier te speel nie. Hy lyk nie soos 'n speler wat lus is om vir die Lions te speel nie. Miskien is ek verkeerd dan, as ek sê jammer Edwin, ek is verkeerd, maar bewys my verkeerd. Ek kyk nou hoe jy op die spel, ek kyk na jou lyftaal op die spel. Hoekom kom Edwin nie meer in die spel in nie? Hoekom gaan soek hy nie werk meer nie? Hoekom bly hy maar net op die vleuel? Dit sê vir my, dis waar daai ding moet sê, daar's 'n disconnect tussen die span en die spelers en die bestuur, want duidelik is daar iets groots fout, en jy kan dit sien in die statistiek, statistiek bewys. Hulle duikslae is swak, hulle sit op 77% sukses. As jy onder 80% sukses met duikslae, gaan jy nie baie wedstryde wen nie. Hulle staan 2 keer soveel besit af as wat hulle wen. Dis ook 'n probleem. Jy kan nie sonder die bal speel nie. Veral nie as jou verdediging so swak is en jy kry nie besit nie. Hoe gaan jy so jy moet hier en daar moet jy individuele briljantheid hê wat vir die wedstryd gaan wen. Dan jy 'n losskakel wat baie talentvol is, maar gewis nie konstant is nie. So jy weet, een oomblik is hy briljant, die volgende oomblik gaan die bal skop en die bal dood in. So ja, daar's groot probleme in daai span en ek lê dit voor die deur. My groot en dit gaan ek direk vir Ivan sê van mense die afrigter sê. Jy kies daai spelers week na week en ek het dit in my artikel gesê, jy kies daai spelers week na week. As hy aanhou om daai foute te maak, hoekom kies jy hom nog? Dan jy mos die probleem. En dis waar die punt wat ek probeer maak het. Gepraat van verdediging, daai kommentators het herhaaldelik gesê dat die Lions se verdediging is nie op standaard nie. Nou Jafourie se verdedigingsafrigter, maar jy nou net gesê het hulle maak net 7% van hulle uitslag. Is die probleem die verdedigingsstelsel,
die verdedigingsafrigter, of is dit eenvoudig die spelers wat nie hulle kan bring wanneer dit by verdediging kom nie, wat teken is van wat jy nou gesê het, van die spelers speel nie meer vir mekaar nie. Wat gaan aan met die verdediging spesifiek? Ek dink nie jy kan as jy gaan kyk na die verdediging in die eerste helfte teen Glasgow Warriors die afgelope naweek. Gaan kyk na die verdediging. Onthou net, dit was nie eers Glasgow Warriors se eerste span nie. Hulle het nie hulle baie van hulle Skotse, hulle 'n paar Skotse internasionale spelers gehad, maar nie baie nie. Dus hulle Skotse spelers het gerus vir hierdie naweek se wedstryd wat kom, die Europese wedstryd wat kom. Dan gaan kyk jy in die tweede helfte het hulle beter verdedig. So halftyd het iemand iets in hulle ore gefluister. Maar jy gaan kyk na die probleme, die lyftaal in wanneer hulle die bal verdedig. So hulle het 'n beginsel van een man verdedig en die res van die ouens gaan in 'n verdedigingslyn in. Hulle maak nie die spel stadig nie. Hulle maak nie die opposisie se spel. So al wat Glasgow die hele tyd doen is hulle word geduik, tel die bal op en gooi. Daar's niemand wat probeer selfs JC het gesukkel en hy is die toernooi se voorste balsteler. Maar hy het selfs nie hard gehuid. Dis asof hy begin opgee het. Want jy kan sien, jy weet die ouens se lyfstaal is nie lekker nie. So is dit die stelsel? Nee, ek dink daar's iets verkeerd met die en kom terug by wat hy gesê het. Daar's nie daar's 'n disconnect tussen die spelers in die bestuur, want die spelers speel nie vir mekaar mee nie. Miskien verbaas hulle my hierdie naweek en hulle trek 'n haas uit die hoed uit en hulle wen maklik. Maar ek kan vir jou nou al sê, ek dink Edinburgh gaan van hulle nog 'n paar lesse gee in Skotland, want jy speel nie op Ellis Park waar dit droog is nie. En hierdie ouens het duidelik het hulle nie lus om in 'n bietjie nat weer of 'n winderige weer te speel nie. En, dus ek dink is meer die spelers se benadering en hulle hoe kan mens sê attitude, wat is hulle dis daar's iets verkeerd met die span en ja, miskien met hulle jy het nog gepraat van Edwin wat weggaan. Ek kan nou vir jou sê moenie verbaas wees as daar nog 'n paar spelers weggaan nie. Annelie het artikels geskryf daar's groot administratiewe probleme by die Lions en ek is seker ons gaan nog spelers sien vertrek. En dit begin vir my wys en dan kom terug na wat ek geskryf het. Daar's iets verkeerd tussen die bestuur en die spelers en hulle is nie meer lus om vir daai span te speel nie. Ja, dis baie sleg. Sjoe. Maar ek ons praat gou net ek het 'n bietjie lank gevat, baie van die tyd gevat, maar net vinnig oor die Bulle. Ons het nou nog gepraat oor wat die Bulle gaan doen in daai uitdag beker wedstryd teen Bayonne. Dit was baie sterk Franse span. En my vriend Harry Jones stel elke week die Harry Index op wat hy die top 10, top 12 klubspanne in die wêreld gradeer volgens sy wat hy nou dink en hy het daar die Bulle op 8 en die Bayonne op 9. So dit is baie naby wedstryd. Die feit dat dit in Frankryk is, gaan natuurlik in Bayonne se gunst stel. Maar ons het nou verwys na die hele benadering tot hierdie kampioenbeker. Jake het nou gesê hulle gaan nou 4-5 weke met oorsee gaan. 4 weke as hulle nie deurdring nie, 5 weke as hulle wel deurdring. Wat dink jy gaan Jake se benadering wees? Dink jy hy gaan 'n volsterkte span, dink hulle gaan dit kans gee of dink jy hy gaan besluit kom ons fokus net maar op so Saracens gedoen het. Kom ons fokus op die URC byvoorbeeld. So Saracens op die Premier League gefokus het. Wat dink jy gaan Jake se benadering wees? Ek het 2 keer gevra Vrydag en het binne 1 keer geantwoord nie. So ek vra maar vir jou. Ja. Kyk as jy vir 4 of 5 weke oorsee gaan, moet jy in elk geval 2 spanne daar hê want jy moet iemand hê wat jy teen kan oefen. Jy om voor te berei selfs as speel jou B-span Saterdag, het jy nog 15 ouens nodig om teen hulle te oefen en om goeie oefeninge te hê. So dis sal my nie verbaas as Jake 'n span want weet as hulle verloor hierdie naweek, dan het hulle 'n week af en dan gaan hulle 'n URC wedstryd agterna speel. So as hulle ek sal dink hy sal meer fokus met sy span vir die URC en jy weet van daai week af probeer wen. Ek bedoel jy gaan nie speel om te verloor nie, probeer wen. As jy wen dan good luck dat jy die volgende week weer 'n wedstryd. Maar ek dink sy fokus is definitief vir URC want hulle sit tans derde, hulle kan tweede eindig en dit gaan baie beteken vir die Bulle. Weet jy kan twee tuis jy kan die kwart eindronde en die half eindronde op loftes hê en jy gaan groot name hierso wat jy natuurlik moet reis. So dit kan baie beteken vir die Bulle om weer
dalk na die eindstryd toe deur te dring. So uit en dis nou 'n persoonlike opinie, maar as ek Jake was, sou ek eerder my beplanning gefokus het op daai twee URC wedstryde, want as jy 'n goeie punte daar kry, as jy 6 of 8 punte uit daai twee wedstryde uit kry, dan gaan jy baie goed sit in die uitspelrondes wanneer die URC in elk geval kan die Bulle kan die Bulle die Challenge Cup wen? Ja, moontlik. Hulle het die talent soos die Sharks verlede jaar gedoen het. Maar wil jy daai kans waag? Want dan die Sharks was toe reeds uit die URC. So hulle het nie nodig gehad. Hulle het net op die Challenge Cup gefokus. Hulle was met 4 rondes oor was die Sharks klaar uit die URC. Hulle het geweet hulle gaan nie in die top eindig gaan. So die enigste manier hoe hulle in Europa gaan terugkom is deur die Challenge Cup te wen. So hulle het al hul fokus. Die Bulls is 'n ander situasie. Hulle is amper verseker klaar in Europa volgende jaar. So hulle gaan in die top 8 eindig. Baie goed. So dis waar hulle fokus moet wees. Want die kans dat hulle die Challenge Cup wen en die URC gaan wen is bitter skraal, want is te moeilik om al daai stry. So ek dink Jake gaan fokus op die URC. Ek moet 'n bietjie my voeders uitsteek na 'n paar manne wat ek ken. Hoor wie's op die vliegtuig gewees hierdie naweek. Want ek kan dink as ons nou nie hierdie wedstryd wen nie, ons hoef nou nie volgende naweek in die volgende ronde te speel nie. Want 'n afrond is dan kan die sterkste span moet eintlik maar by die huis bly. Ek hoor dit jy sê hulle moet teen mekaar kan oefen, maar jy kan sekerlik 'n plan maak. En dan vlieg hulle net oor, dan kan ons ouens 'n bietjie rus. Want my groot bekommernis vir wat ek jy gevra het was, daar's 'n baie goeie kans dat ons teen die Stormers te staan gaan kom in een of ander eindstryd, uitklopwedstryd. En die Stormers het 'n absolute partytjie tot die einde van die URC toe. Speel 'n paar lekker maklike wedstryde almal by die huis, hulle wel behoort teen Ulster wat hulle daai wedstryd in die sakkie gehad het. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. En nou met hulle gaan lekker vars wees, uitgerus wees, beserings gaan herstel wees. Hier kom die Bulle Batterton Bruins van oorsee af en nou moet hulle teen die Stormers speel in 'n uitklopronde. Dit is nie 'n goeie scenario nie. Ek stem saam met jou. Jake gaan nie sy beste span stuur nie. Maar jy weet nooit met ou Jake nie, jong. Hy is altyd 'n man met 'n plan. So dit is interessant. Die een span wat die maklike pad het, so kom ons gaan nou maar na die Wêreldbeker toe. Engeland en Ierland, hulle die maklike Ierland toe hulle die Springbokke geklop het, hulle maklike pad, toe kon hulle die voet van die pedaal afhaal. En toe kom hulle in die kwart eindronde, toe is hulle half onvoorbereid. Engeland het gecruise tot in die half eindronde, en skielik toe kry hulle die Springbokke, en daai gehardheid van speel week na week is net so belangrik as om vars daar uit te kom. Want jy mag vars wees, fisies vars wees, maar as jy wedstryd fiks, as jy wedstryd gehard, en ek dink dis die risiko wat die Stormers gaan hê. Dit beteken nie hulle is 'n swak span nie, dit beteken nie hulle gaan nie 'n kans hê om te wen nie. Hulle het net so 'n goeie kans om te wen, maar op kritieke oomblikke is hulle miskien so aangeskakel, is so gehard. Jy weet, daai derde stamp in 'n ry kom, is jou lyf reg daarvoor. So, ja, daar's altyd twee kante aan 'n muntstuk. Vir die Stormers, ja. Die ander ding wat is natuurlik as jy meer speel, hoe meer groot is jou kans op beserings en die Bulle se Spence is al klaar 'n bietjie leeg, né? Dis 'n ander risiko wat hulle loop. Dit dalk nog sleutelspelers gaan verloor. Kyk in Johannes, ek weet net vandag sy afsluiting, vertel my wat jy dink van sy vertoning vir die Bulle daar op loskakel. Rou, maar baie talentvol. Ek dink die regte ding vir Jake sal wees om hom aan te hou groot maak as 'n loskakel. Ek dink dis waar sy toekoms lê. Daar is 'n lang ry van skramskakels en ek dink hy gaan meer waarde toevoeg as 'n loskakel. Selfs al Pollard hierso kan hy baie baat vind op loskakel eerder as op skramskakel, want daar's genoeg talent en as ek sê 'n lang ry van skramskakels. En ek dink baie talentvol, baie belovend, bietjie rou, maar ek dink sy toekoms lê op loskakel. Ja, Jake het Saterdag na die perskonferensie, na die wedstryd toe Keegan Johannes die man van die wedstryd gewen het hy ook gesê hy gaan hom nie terugskryf 9 toe nie. En hy was nooit van plan om hom terug te skryf 9 toe nie. Dis 'n insiggewende opmerking, is dit nie? Ja. Okay, Jan, dankie. Dit was 'n baie lekker en baie lank gevat. Ons kon nog 'n uur gepraat het, maar ja, ek moet jou dan seker laat gaan. Jy moet die gras gaan sny. Dankie vir dit. Ja, ek gaan nou gras sny terwyl die son nog skyn. Ja. Ek het probeer om so lank as moontlik besig gehou en jy vir jou vrou sê dit was my skuld, maar nou ja, ek kan net so lank praat. Dankie. Sorry vir dit. Dit is alles reg. Baie dankie vir die gesels. Ek geniet dit altyd. Dit was baie lekker. Baie dankie. Waardeer dit.